Goeiemôre. Jy luister na die 90ste oordeenking in die reeks Die Goeie Lewe. En ons tema vanoggend is 'n weldeurdagte lewe. Toe deelnemers aan die Harvard-studie gevra is, wat was die impak van die studie op jou lewe, het van hulle antwoorde gegee soos: jammer, maar dit het geen impak gehad nie. Ander weer, wel, net as 'n tema van bespreking. Party het botweg geantwoord: geen. En die rede wat sommige gegee het was, ons het nooit terugvoer oor die resultate ontvang nie. Met ander woorde, vir hulle sou dit sin hê en betekenis hê as daar resultate was op die vraag wat aan hulle gevra is. Dit maak sin, is dit nie? Hoe kan 'n mens verander as niemand vir jou sê wat die bevindings is van hulle vrae nie? Maar die interessante is dat daar ook diegene is wat geantwoord het: die studie het gemaak dat ek my lewe voortdurend heroorweeg het. Die feit dat ek vrae gevra is, het my daardie vrae op 'n baie diep manier laat oordink. Dit het deel geword van my deurlopende proses van self-evaluering, het een geantwoord. Dit het my lewe elke 2 jaar laat hersien, op 'n ritmiese manier, my aktiwiteite laat heroorweeg, die gewig daarvan laat vra, is dit werklik so belangrik? 'n Voorraadopname van my lewe, my rigting, my prioriteite laat assesseer. So ek laat nadink oor my huweliksverhouding. En na 37 jaar het dit basies deel geword van my bestaan. Dink aan John Marston en Leo DeMarco, oor wie ons vroeër in die reeks gepraat het. John Marston, die suksesvolle prokureur, regsgeleerde. Leo DeMarco, die onderwyser wie se groot drome nooit kon realiseer nie. John Marston se antwoord op hierdie vraag was: geen. Leo DeMarco, toe hy gevra is, wat was die effek van hierdie studie op jou lewe, het hy gesê: dit het my lewe laat oordink. Dit het my laat besef hoe dankbaar ek behoort te wees vir dit wat ek het, dit wat ek bereik het. Dit het gemaak dat ek my vrou meer waardeer, wat my met al my lastige gewoontetjies verduur en verdra. Die vraag maak my bewus daarvan dat ek ander keuses kan maak en kon maak. En as ek die ander opsies oorweeg, al die sê nou maar nets, dan is ek dankbaar vir wat dit nooit geword het nie. Dit is vir my geweldig leersaam om hiervan kennis te neem. Ek sluit aan by donderdagse oordeenking: wat is 'n skildery werd? Is dit nou 'n Jackson Pollock of is dit nou nie? As dit wel is dit 50 miljoen rand werd. As dit nie is nie, is dit $5 werd. Wat is 'n oomblik in jou lewe werd? Vir die een persoon bring diep denkende lewensvrae geen verandering mee nie. Vir die ander persoon lewensverandering. 'n Weldeurdagte lewe is 'n sleutel tot 'n lewe van ware geluk en welstand. Vir die een persoon het Jesus se boodskap hulle visnette laat neergooi. 'n volgende het sy net gevat, op die boot geklim en weggevaar. Vir die een persoon is hierdie oggendoordenkings van min waarde. Vir 'n ander persoon is dit 'n bron van selfrefleksie, assessering en selfs inspirasie. Die een kind luister na die raad van sy vader en moeder. Die ander kind slaan daar dieselfde raad in die wind as niks werd. In Spreuke staan daar geskrywe: my seun, neem aan wat ek jou sê. Maak wat ek jou voorskryf jou eie. Hou jou ore oop vir die wysheid. Span jou in om te verstaan. Deelnemers aan die Harvard-studie het 'n belangrike faset van die lewe uitgelig: die effek van 'n weldeurdagte lewe. Wanneer Jesus 'n vraag gevra het, het hy dikwels met 'n beter vraag geantwoord. Die waarde van goed gestruktureerde vrae is kosbaar. Dis veral in die veld van lewensafrigting, waar die waarde van goed gestruktureerde vrae die sleutel is tot selfinsig en transformasie. Marshall Goldsmith is die wêreld se mees invloedryke lewensafrigter. Jy sal dit nie sê as jy hom ontmoet nie. Die vriendelike ou oomie met sy bles en grys baard. Mense nou kon dink dat hy, wat enorme sukses in die lewe behaal het, en ander mense help met hulle lewens, min nodig het om aan sy eie lewe te skaaf.
Jy sal dalk verbaas wees om te hoor dat hy 'n persoon betaal om hom elke oggend van sy lewe te skakel en hom verantwoordelik te hou vir sy lewe. Die vraag wat die persoon aan hom vra, is deur Goldsmith self opgestel en sluit vrae in soos: het ek my beste gedoen om vandag my doelwitte duidelik te formuleer? Het ek my beste gedoen om vordering te maak om my doelwitte te bereik? Het ek my bes gedoen om betekenis te vind in my lewe? Betekenis te skep, sou 'n mens selfs kon vra. Het ek my bes gedoen om gelukkig te wees vandag? Het ek my bes gedoen om positiewe verhoudings te bou vandag? Het ek my bes gedoen om heelhartig betrokke en teenwoordig te wees? Die Engelse begrip is fully engaged. Toe iemand hom vra, maar waarom het jy nodig dat iemand vir jou hierdie vraag elke oggend vra? Jy is dan die ou wat die boeke hieroor skryf, het hy eenvoudig geantwoord, terwyl hy sy hand oplig. My naam is Marshall Goldsmith, en ek is te lafhartig en ongedissiplineerd om my eie raad te volg. Ek dink, dis ongelooflik diep, dis ongelooflik belangrik, en dit laat 'n mens nadink oor jou lewe, 'n weldeurdagte lewe. 'n weldeurdagte lewe kan jou na 'n oomblik in jou lewe laat kyk en jy besef, hierdie is 'n Jackson Pollock. Hierdie is 'n pierneef en nie sommer 'n paar potloodstrepe nie. Marshall Goldsmith help ons om te verstaan dat ons elke dag weldeurdag behoort te leef. Ek deel met julle 'n opname van Marshall Goldsmith direk na die uitsending vanoggend. Kom ons bid saam. Hemelvader, op hierdie maandagooggend bid ons dat U ons help om ons prioriteite uit te stryk, om 'n weldeurdagte lewe te leef, 'n doelgerigte bestaan. Help ons, Here, om die kosbare oomblikke in ons lewens na waarde te ag, dat ons nie net inligting inneem nie, maar ook transformasie nastreef. Stuur tog in hierdie Pinkstertyd opnuut U Gees, o Heer, om ons lewens te transformeer. Dankie vir die geborgenheid wat ons het in U teenwoordigheid. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Liefde en 'n geseënde week vir elkeen.